Hierdie is Econ 211 makro-ekonomie. Ons is besig met leereenheid 2 en dit gaan oor die basiese makro-ekonomiese model soos verduidelik in hoofstuk 2 in Fourie en Burger. Ons is by die laaste komponent van totale besteding en dit is natuurlik die oop ekonomie, reële uitvoer en invoer. Nou, 'n groot gedeelte van totale produksie word uitgevoer. Dit is besteding wat ons graag wil in ag neem in ons model. Maar daar is ook 'n komponent van besteding wat natuurlik opgesluit is binne in verbruiksbesteding, binne in investering, binne in die owerheid se besteding, wat besteding is op ingevoerde items. En ons wil dit ook in ag neem en ons wil dit eintlik aftrek van totale besteding om so 'n idee te kry, hoe lyk die besteding op uitset en natuurlik dan nou die inkomste binne die Suid-Afrikaanse ekonomie. Nou, ons gaan later heel wat meer praat oor die oop ekonomie. In hoofstuk 4 kyk ons na die redes hoekom lande handel dryf, die betalingsbalans, wisselkoerse en alles in baie meer besonderhede. Vir nou fokus ons net op die idee van netto uitvoer. Uitvoer minus invoer en dit is 'n komponent dan van ons totale bestedingsmodel. En soos ek reeds gesê het, elkeen van hierdie komponente in ons bestedingsmodel, die verbruik deur die huishoudings, investering of kapitaalvorming en ook die owerheidsbesteding het 'n gedeelte van besteding op ingevoerde goedere. En ons wil dit graag aftrek. So dit is hierso minus M wanneer ons die waarde van totale besteding wil bepaal en natuurlik totale produksie. Maar die produkte wat uitgevoer is en die besteding daarop, dis deel van ons Suid-Afrikaanse ekonomie en dit word bygetel. So die verskil tussen uitvoer en invoer, dan netto uitvoer soos ons daarna verwys, as dit toeneem, beteken dit dat uitvoer is meer as invoer. Dit beteken dat totale besteding toeneem, produksie toeneem en inkomste toeneem. As ons nou so 'n bietjie die regte data kyk, kan mens sien dat in Suid-Afrika is in meeste gevalle die invoer groter as wat die uitvoer is. Nou, ons het dan tipies in meeste kwartale eintlik 'n tekort op die lopende rekening van die betalingsbalans. Ons sal nog later meer daaroor praat, maar hier kan jy elkeen van die komponente van totale besteding sien vir verskillende periodes en natuurlik dan hoe dit hier reflekteer in die besteding op die bruto binnelandse produk. Om uitvoer en invoer in ons model in te bou, sê ons eerstens dat uitvoer is eksogeen. Met ander woorde, dit hang nie af van inkomste nie. Dit hang af van buitelanders se besluite oor watter van ons produkte hulle graag wil koop. So dit lê buite die model en ons beskou dit dus as eksogeen. Invoer is wel binne die model en dit hang af van inkomste. Soos die invoerfunksie hier wys, daar is 'n autonome vlak van invoere en dit is dan nou ook hier so die afsnit van die invoerfunksie en dan is daar die geïndiseerde komponent van invoer. Die klein letter M hierso is die grensinvoergeneigtheid. Dit is die gedeelte van ekstra inkomste wat op invoer bestee gaan word. Natuurlik 'n lekkasie uit ons kringloop van besteding. Wanneer ons dit saamvoeg, kan jy sien hier dat uitvoer is 'n horisontale lyn, dis eksogeen. Invoer is hierdie positiewe helling wat hier loop en natuurlik dan met sy vlak van eksogene invoer, die helling hierso is die grensinvoergeneigtheid en daar is 'n positiewe verwantskap tussen die vlak van inkomste en die vlak van besteding. As mens dan uitvoer en invoer van mekaar aftrek, lyk die netto uitvoerfunksie soos hy hieronder is. Binne in ons grotere model kan jy daar sien dat ons praat hierso van die verbruiker se besteding, investering, owerheidsbesteding en dan netto uitvoer, uitvoer minus invoer. Nou in hierdie geval neem netto uitvoer af. Ons kan byvoorbeeld sê dat daar is of 'n daling in uitvoer, dit is 'n moontlikheid dat dit veroorsaak is deur 'n daling in uitvoer, of dit kan veroorsaak wees natuurlik deur 'n styging in invoer. Maar die netto effek is dat totale besteding minder is en ons totale bestedingslyn skuif af. Om saam te vat, hierdie is die laaste video oor ons komponente van die totale vraag. En ons het nou gekyk na verbruiksbesteding, investering,
owerheidsbesteding, uitvoer minus invoer en dit saam met die 45 grade lyn model gebruik om eintlik te sê hoe werk die reële sektor van die ekonomie. Hierdie is die hart van die Keynes model. In hoofstuk 3 gaan ons dan aangaan en die finansiële sektor hier byvoeg. Bly ingeskakel.